Ons lees in Rigter 6, Gideon se gesprek met die Here toe die Here hom geroep het. Nou hierdie is vir my baie interessant, dat Gideon vir die Here sê, as dit regtig so is, soos u gesê het, dat u die Israeliete deur my gaan bevry, wys dit tog vir my. En Gideon sit toe 'n lappietjie uit en die dou, en dit het 2 keer gebeur, en Gideon het geglo dit is die Here en hy het gegaan. Maar ek is oortuig daarvan, dat ons moet vasstaan op God se beloftes en dat ons nie altyd vir die Here moet vra vir 'n toets nie. Ons kyk wat gebeur het toe Jesus versoek is, het Jesus die woord van die Here gebruik, uit die Bybel gebruik, uit die skrif gebruik om Satan op sy plek te sit. Hy kon baie maklik daai klippe in brood verander het toe hy honger geword het, maar hy het nie, want hy het vasgestaan op die Vader se woord. Hy kon baie maklik vir Satan 'n punt gewys het en van die tempel se dak af gespring het soos hy hom versoek het, en die engele sou hom definitief optel, maar hy het nie. Hy het gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie, dit staan in die woord van God. En elke slag wat hy versoek is, het hy gestaan op God se belofte, op God se woord. En ons het nodig om op die punt te kom waar ons ook vasstaan op God se belofte en God se woord. Want in 2 Korintiërs 1 lees ons Paulus sê van vers 19 af, van die Seun van God Christus Jesus wat deur ons onder julle verkondig is nie terselfdertyd ja en nee nie. In hom het God se ja plaasgevind, want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Met ander woorde, al die beloftes waarvan ons lees, al die beloftes wat ons ken, is ja, God het alreeds vir jou ja gesê. God het ja gesê, hy sal jou beskerm. God het ja gesê, hy sal vir jou voorsien. God het ja gesê, jy sal hom toeganklik vind as jy hom heelhartig soek. God se ja het in Jesus Christus klaar plaasgevind. Dan lees ons in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 58 die volgende: Dis my geliefde broers en susters, staan baie vas, onbeweeglik. Gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet, voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd. Met ander woorde, ons moet altyd ons allerbeste gee. Hoekom? Want dit is altyd die moeite werd as ons vir God doen wat hy vra. Want God se antwoord is altyd ja. En baie keer werk dinge nie uit soos ons wil hê dit moet uitwerk. Baie keer vat dit lank. En baie keer raak ons moedeloos. Ek gaan in Engels lees 2 Petrus 3 vers 9. The Lord is not slow to fulfill his promises, as some count slowness, but he is patient towards you. Met ander woorde, God is geduldig teenoor ons. Hy wil hê ons moet gered word. Hy wil hê ons moet besef wat hy vir ons doen. Hy wil hê ons moet om vergifnis vra en 'n pad met hom loop. Dit is presies die teenoorgestelde van wat die wêreld ons leer. Ek gaan julle los met 1 Korintiërs 8 vers 56. Loof die Here wat vir sy volk Israel rus gegee het soos hy beloof het. Nie een woord van al die goeie beloftes wat hy vir Moses gegee het onvervuld gebly nie. Ons het nie nodig om God te toets, om 'n teken te hê om te weet dat God daar is nie. Ons moet bloot glo dat God daar is, dat hy 'n waarmaker is van sy woord, en ons moet vasstaan daarop. Dan sal ons sien hoe hy vir ons deurkom. Dan sal ons sien hoe hy absoluut ons lewens verryk. Hemelse Vader, ons loof en prys en eer U naam en ons aanbid U. Here, ons wil vanmôre vir U dankie sê dat U 'n waarmaker van U woord is en dat U sal doen wat U gesê het. Help ons om ons vertroue volkome in U te sit en om te wag dat U werklik vir ons wys wat U wil doen en kan doen en sal doen. Here, gee nou vir ons kalmte en rustigheid in Jesus se naam. Amen.